Ons sê baie welkom by al ons kykers wat weer inskakel by Homebase om die woord in diepte te sien. En ek en Rebecca is weer hier vandag en ons kyk na 'n belangrike onderwerp, die huwelik. En in die gebedsfoto het ek daar 'n foto geneem van twee voeltjies wat daar langs mekaar sit en wat meer weet, dink ek, as wat ek weet van die huwelik, want ons leer nog elke dag. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons bid vir u bystand, Here. Ons is net mense, ons het u krag en u genade nodig. Maak ons oë oop om die dinge wat in die natuur is raak te sien en so dag na dag te groei in ons geestelike ondervinding. Amen. Watter lesse kan ons uit God se woord leer oor die huwelik? Kom ons kyk daarna. En ons lees hierso uit Openbaring 19 en vers 9. En wat sê dit daar vir ons? Toe sê hy vir my, skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Nou, u kan vir my dalk vra, wat het dit te doen met die huwelik? Maar in die Bybel stel 'n vrou 'n kerk voor. En Jesus het sy mense, vir wie hy kom lewe en sterf het hier op aarde, so lief, dat sy kerk word voorgestel as 'n bruid. En hy gaan eendag, gaan hy sy bruid kom haal met die wederkoms. En ons gaan huis toe gaan en saam met hom maaltyd hou. God het die huwelik en die Sabbat as heilige instellings met die skepping ingestel om intiem met die mens te verkeer en om hoër waarhede oor homself te leer en oor sy skepping, wat ons onlosmaaklik aan ons Skepper verbind in 'n heilige verhouding. En so is die natuur altyd om ons, as ons lewensmaat nie altyd by ons is nie, om ons te herinner aan ons Skepper en sy liefde vir ons. En dit is dan ook opsigtelik in die natuur dat die vyand gekom het en hy het kom krap en baie hartseer gesaai om hierdie instellings wat die Here heilig gemaak het te verwoes, die Sabbat en die huwelik. Lees vir ons Genesis 2 vers 23. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Nou, omdat die Bybel in mensetaal geskryf is, kan ons dit maklik misverstaan. Jy weet, ek sit eendag in 'n klas en ek vertel vir my standaard 7 klasie dat ek sien so uit dat ons eendag hemel toe sal gaan. Ja, sê die een ouetjie, dan loop ons almal kaal rond. En toe moes ek mooi vir hom verduidelik dat Adam en Eva was nie kaal nie. Hulle was aangetrek met God se heerlikheid. Maar hulle het nie klere aangehad nie. Dis wat daardie woord beteken. Klere soos vandag, goedkoop klere. Wat God se heerlikheid nie naastenby kan voorstel nie. En God se heerlikheid is altyd reg. Dit is altyd in die mode om dit in mensetaal weer te stel. Ja, hier sê dit nou, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.
Die Skepper het seker daar vir Adam verduidelik hoe hy Eva gemaak het, en hulle het lekker saam gesels. En jy weet, as jy hierdie dinge lees en jou verbeelding gaan hoor as die plafon, dan besef jy dat die Here het 'n volmaakte ewigheid vir die mens beplan. As sonde nie ingekom het nie, waar sou ons vandag nie gewees het in ons groei, in ons geestelike groei, in ons vreugde en blydskap nie. Maar sonde het alles kom die mekaar krap. En vandag het ons 'n keuse om herstel te word in die beeld van God. Nou, wie of wat het skaamte gebring? En waarmee was hulle bekleed? Dit is vragies waaroor ons toe in daardie Bybelklas gesels het met die kinders. Jy weet, as ek dink aan die Here se klere, dan kyk ons na die tweede fotootjie daar, en daar kan jy sien waar die weerlig uitslaan. Lig is die klere wat God vir die mens gegee het. Hy het hulle bedek met 'n heilige lig. Efesiërs 5 vers 29. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Ja, hierdie wiskunde is iets wat 'n bietjie ver bo kan die mens se begrip is, want hier is een mens plus nog 'n mens gelyk aan een volmaakte wese, is weer een. Hy het gesê hulle sal een wees. En hoe sal ons, wat deur sonde en 6000 jaar van sonde verniel is, daardie begrippe kan verstaan? Ek wil hê julle moet net weer daardie fotootjie opsit. Net so groot soos wat die verskil is tussen weerlig en die wolke wat hier tussen die bome daar in die verte so verskyn. Net so groot is die verskil tussen ons begrip van God se heerlikheid. Ons kan kyk na daai wolke en dit lyk asof dit as dit ware daar 'n wese daar omhul en bedek. Maar as die weerlig slaan, dan is dit so helder dat ons oë dit nie kan inneem nie. Jesus verwys na Adam en Eva. En die Fariseërs kom na hom toe. En hulle kom en hulle vra vir hom 'n vraag. Matteus 19 vers 7. Wat sê hulle? Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hier sien ons die misverstand, die onvermoë om te begryp waarvan God praat, om die hemelse gedagtes te kan dink. Vergewe, aanvaar en stel ander eerste. Hoe kan mens dit doen? Hoe kan mens vergewe? Jy gaan mos jou eie selfbeeld afbreek. Hoe gaan ons aanvaar? Hoe gaan ons ander eerste stel? Hy kan mos sy eie ding doen. Daar's gruwe in ons lewe, daar's hardkoppigheid, daar's die eie ek en daar's 'n hele hoop selfsug. En wanneer ons lees van die Fariseërs en die skrifgeleerders hoe hulle opgetree het, dan moet ons besef dat ons ook maar so lewe. Ons steek dit dalk net 'n bietjie 'n slimmer weg verander op die oppervlakte. Lees vir ons Esegiel 16 vers 4 en let op na die beelde en die sinspelings
En die simbole wat hier gebruik word, waar God sy kinders vergelyk met 'n geboorte. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou navelstring nie afgesny nie. En jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Nou, ek het nog nie, voordat ek hierdie in die Bybel gelees het, besef dat hulle destyds kinders en babas met sout ingevryf het nie. Maar dis ook interessant, vers 5. Geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie. Maar jy is op die oop veld gegooi uit afskuw vir jou lewe, die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê, in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê, in jou bloed, leef. Ontelbaar soos die uitspreitsels van die veld het ek jou gemaak, en jy het gegroei en groot geword, en die hoogste bloei bereik. Jy weet, hierdie is sulke interessante beeldspraak wat hier gegee word. En ek dink toe die Skepper vir Adam en Eva gesien het, daar in die tuin van Eden. En daar het seker trane oor sy wange geloop, toe hy sien hoe Eva daar by Adam kom, hoe daar 'n bekommernis op Adam se gesig ontstaan, en hoe daar die tweeetjies in hulle ellende pateties daar agter 'n bossie gaan wegkruip, skaam geword het, en nou is hulle bang. Nou het daar die kennis van die boom van kennis van goed en kwaad, veral die kennis van kwaad, by hulle bos gevat, en hulle gaan kruip weg vir hulle Skepper. Dit is so hartseer. En dan sê vers 8, en ek het by jou verbygegaan en jou gesien. En so gaan my gedagtes dan terug na Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom die kop vermorsel, en hy sal jou in die hakskeen byt. Die verlossingsplan wat lang jare voor hierdie gebeurtenis ingestel is, van ewigheid af, is in werking gestel. En dan sê dit, en kyk, jou tyd was 'n tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Is dit nie mooi woorde nie? Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Here. Dan dink ek aan al die verbonde wat hy met die sondige mens aangegaan het, van Adam en Eva se dae af. Met die sonvloed, met Noag, met Abraham en almal daarna. Die Here is 'n lieflike God. Dit sê, spreek die Here, en jy het myne geword. Daardie kort sinnetjie, jy het myne geword. Ons was nog altyd die Here se, maar deur sonde het die Satan ons kom steel. En nou sê, maak hy ons weer sy eie. Lees vers 9. Daarop het ek jou met water gewas, en jou bloed van jou afgespoel, en jou met olie gesalf. Is dit nie mooi beelde daarin nie? Ek het jou gewas. Wat behels dit alles? Jou afgespoel, hier staan nou nie, uit ons afgedroog nie, uit ons netjies ons klere aangetrek, uit ons gesalf. Dit is net te pragtig. En verder? Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere, en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne, en jou oordek met sy. Verder het ek jou met sierade versier, en armbande aan jou hande gesit, en 'n ketting om jou hals.
En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Nou as ons kyk na daardie dinge soos hulle daardie dae opgetree het en hulle self versier het. Vandag sal 'n neusring nou nie iets mooi wees nie, maar hier beskryf die profeet dit in die mooiste taal van daardie tyd. En wat sê dit dan verder? Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe. Jy het fynmeel en heuning en olie geëet en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek die Here, Here. So die Here het nie net sy bruid mooi gemaak nie. Deur sy gehoorsame kinders het hy 'n boodskap aan die nasies uitgestuur, dat hier 'n kosbare juweel was. Ja, wat koninklike waardigheid gehad het. En daar was skoonheid, volmaaktheid aan verbonde. Maar sonde het alles lelik gemaak. Ek dink aan iemand wat netjies aangetrek is en wat op pad is om te gaan kuier. En hy stap by die deur uit by die huis en hy trap daar op iets wat hom laat gly en hy slaan neer in die modder. En so kan jy tog nie verder gaan nie. Dan moet jy omdraai. So het sonde die mens verniel. Ek het aan al die blomfoto's wat ek geneem het gedink, maar hier was een wat vir my baie mooi was. Nou ek kan dit nie aan u beskryf nie, want ek het dit gesien toe dit nog 'n knop was, en ek het hierdie blomknop dag na dag beskou soos wat hy in stadiums oopgevou het, en hoe die kleure verander het. Hier is maar net 'n foto van 'n litroosblom nadat dit oopgegaan het. En dit was vir my baie mooi, en dit het vir my weer aan my Skepper laat dink, wat nie net die plante mooi gemaak het nie, maar wat sy kinders wil herstel na sy beeld. Nou kom ons kyk 'n bietjie hier na Hosea. Hosea hoofstuk 1 vers 2. Die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afhanklik te word. Dis 'n verskriklike ding wat hier gesê word. Dat Hosea, wat God se profeet is, daar's 'n verbod dat hulle met 'n geskeide persoon selfs mag trou, en hier gee die Here vir hom hierdie opdrag om met 'n prostituut te gaan trou. Nou party kommentators probeer dit versag en dan sê hulle, dit was tog maar sy vrou wat hy net weer gaan haal het. Maar hoe dit ook al sê, dit wys tot watter dieptes sonde jou kan laat daal, en dan tot hoe ver die Here gaan om hierdie waarhede aan die mense verstand te bring en om weer terug te bring na hom toe. Want hierdie hele simboliek van Hosea en sy vrou is die verhouding wat Christus wil aanknoop met ons as prostituie en prostituutkinders. Hosea 3 vers 1. En die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer, bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe, net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rosynekoeke. Ja, die Here het keer op keer vir Israel probeer terugbring.
keer op keer, dan vergewe hy maar weer en weer en weer en weer. En ons moet nooit dink dat daardie genade hou vir ewig aan nie. Daar is 'n tyd wanneer genade sal opraak. Nie omdat die Here se geduld opraak nie, maar omdat ons verhard word in die sonde. En as ek so dink aan hoe hierdie mense weggedwaal het van God se oorspronklike plan, het ek eendag hierdie foto geneem van 'n windpomp. Ja, jy kan dit skaars 'n windpomp noem. Net die woord wind maak nog sin. Van die wind het daar die blaaie heeltemal uitmekaar geruk en daar is net nou 'n raamwerk vir 'n mossie om stokkies aan te dra of 'n kraai om daar 'n nes te maak. Maar van pomp is daar nie meer sprake nie. Daardie windpomp is stikkend en sal nooit weer werk nie. Maar as die regte werktuigkundige daar aankom, dan sal hy hom stukkie vir stukkie uitmekaar haal. En ek dink as hy hom nuut gemaak het, sal ons verbaas staan hoe goed daardie windpomp sou lyk. Openbaring 17 en die eerste vers. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hierdie wyn waarvan hier gepraat word, is valse leerstellings. Is hoe ver hierdie mense wat met Babylon vergelyk word, daar waar die toring van Babel gebou is en waar die tale verwar is en wat absoluut verwarring voorstel. Daardie wyn stel die valse leerstellings voor, wat die mense aangehang het, waar hulle God verwerp het. En wat sê hy verder? In Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Hier tree God weer in, met 'n engel, met groot heerlikheid, wat groot mag het, en hy praat met 'n groot stem, vers 2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Nou, as ons na hierdie vers kyk, vers 2 van Openbaring 18, let bietjie op die sterk simboliek wat hier gebruik word, en al hierdie vergelykings hier. God kon dit nie erger gestel het nie. Hier sê geval, 2 keer word daai woord geval, om het te beïndruk gesê, want God se kinders het deur valse leuns en misleiding te glo, net so Satan uit die hemel geval het hulle weggeval van sy beeld af, geestelik, fisies, emosioneel en in alle opsigte. So dit word dubbel genoem, die groot Babylon. Met ander woorde, groter as die toring van Babel is die sonde van die mens vandag aan die einde van tyd. En dan sê dit het geword 'n woonplek van duiwels. Begryp jou aan, dat daar waar jy saamkom in 'n kerk om die Here te aanbid, maar waar jy valse leerstellings het, kan dit beskryf word as die woonplek van duiwels. Hoe erg kan jy dit nie stel nie? En dan sê dit 'n versamelplek vir allerhande onreine geeste. Dis sterk taal hierdie. En 'n versamelplek.
Daai woord versamel, dit is asof die Here sê, dat al die verkeerde dinge waaraan hy nog nooit gedink het nie, byvoorbeeld waar hy sê, waar kinders geoffer word, om die gode te paai, het het nog nooit in sy verstand opgekom nie, maar hierdie bose aanbiddingspraktyke, wat die mens uitdink, en beoefen, dan sê dit, 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Dis sterk taal hierdie. En dan vers 3, vergelyk dit met wyn, soos 'n dronkman. Dit is soos sy kinders, sy kerk geword het. En so gaan dit aan. Hulle het gehoreer, hulle het weggeloop van die reine waarheid van sy woord, van die planne wat hy gehad het met hierdie pragtige huwelik. Lees vir ons verder vanaf vers 3. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. So wat stel al die konings en die handelaars voor? Ek stel my voor dat die teoloë, die predikante, die geleerdes, almal saamspan in hierdie boosheid, in hierdie leuns, in hierdie bedrog, in hierdie sondige, valse leerstellings wat beoefen word. En dan verder vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. So hier kom 'n liefdesoproep, toe die voetstappe van die Skepper in Eden gehoor is, en Adam en Eva kruip weg. Toe kom daar die woorde, waar is jy? En die Here roep weer. En die boosheid en die valsheid van hierdie afval van die mens van God se oorspronklike plan word voorgestel deur hierdie prostituutvrou. En hier in die volgende foto kan jy sien waar sy op daai dier sit van Openbaring met die baie koppe. Dit is eintlik 'n skandelike prent van hoe die mens van God weggedwaal het van sy oorspronklike planne. As ons na Abraham toe gaan, wat sê die Here daarvan in Genesis 24 vers 1? Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Hier tel ons nou weer 'n juweeltjie op in die woord. Dis nie alles so lelik en so negatief nie. Maar Abraham en Lot het geskei. En Abraham het God gekies, Lot het die stede gekies en die plesier en die gemaklikheid van lewe in die vallei. Maar Abraham, wat nou al ver op sy dae is, roep die Here aan in gebed, en hy weet die Here sal hom verhoor. Hy kan nie meer trek nie, hy's oud, maar hy stuur sy dienskneg en hy sê, gaan haal 'n godsvrou vir my seun, iemand wat die waarheid liefhet. En die dienskneg volg sy Heer getrou, en hy gaan doen net dit. Nou Genesis 24 vers 57. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haarself vra. Nou ja, hier word 'n hele stukkie geskiedenis uitgelaat. Jy ken daai geskiedenis waar hy daar aangekom het en hy vir Rebekka ontmoet het. En hy wil huis toe gaan. Hy's opgewonde. Die Here het sy gebed beantwoord, hierdie dienskneg.
en hy wil Rebekka terugneem na sy heerse seun toe, na Isak toe. Vers 58. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? Nou sou jy sê ja, of sal jy sê nee as hier 'n vreemde man aankom? Maar hy het nie net alleen daar aangekom nie, deurgeklop nie. Daar was kamele. Ek weet nie of daar donkies ook was nie. En hulle was gelaai met pragtige dinge. En wat sê dit toe? En sy antwoord ja. Daarop het hulle Rebekka, hulle suster, en haar oppasser laat trek, saam met die dienaar van Abraham en sy manne. En hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem. Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg. So het die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. Jy weet, as ek nou so daaraan dink, sou ons hierdie reël vandag instel, sou die eerste en die tweede en die laaste persoon opstandig word en sê, ek sal self vir my 'n vrou kies. Maar ons kan ons skaars dit voorstel. In daardie tyd het die mense nader aan God geleef as wat ons nou leef. Die ouers was toegewyde mense aan God. En Abraham het self sy dienskneg vertrou om die regte vrou te kry. Maar nie dat hy hom vertrou het nie, hy het vertrou die Here sal die regte persoon stuur. Dit is net pragtig om te sien hoe hulle in geloof die Here geken het. En het die Here hier 'n lelike vrou gaan kies vir Isak? Kom ons lees aan, vers 62. So het die dienaar van Rebekka saamgeneem en weggetrek. En nou, daar gaan hulle nou. En as jy daardie vrou was, nou gaan jy na 'n man toe met wie jy gaan trou, jy nog nooit gesien het nie. Jy het nog nooit een aand opgesit by die opsitkers nie. Hoe gaan hy lyk? Daardie opgewondenheid. Ek dink dit was iets mooi. Vers 63. O nee, vers 62. En Isak het uit die rigting van die put Lagai-Roi gekom, want hy het gaan woon in die Suidland. En Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. En toe klop sy hart baie vinnig. Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. Toe het sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou geword. En hy het haar lief gehad, soos Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Hierdie is 'n juweelstukkie in God se woord, waar die Here besig is om mense te herstel na sy beeld. En toe het ek ook gaan soek op die internet en daar het ek 'n foto gekry van Rebekka. En hierso staan sy, daar naby die put, en sy dra daai kruik. Keer op keer, weet nie hoeveel keer sy dit gaan volmaak het nie, en vir die kamele water gegee het. En dit is my 'n pragtige verhaal van hoe die Here lei en seën. Nooit kon Isak 'n beter keuse gemaak het nie. Openbaring 19 vers 1. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het,
en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. Nou hier is 'n toneel wat ons lank moet bepeins oor die diepte van hierdie boek Openbaring. Ek dink vir duisende en duisende en duisende jare sal ons na hierdie woorde kyk en dit stadig aan inneem en begin begryp wat die Here hier bedoel het. Maar hierso word 'n oordeel voltrek op die valse leer en hulle wat daardie leer aanhang. En hulle daai rook sê dit gaan op tot in alle ewigheid. Dit beteken daardie dinge gaan uitgeroei word, finaal. En dan vers 3. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. So daardie 24 ouderlinge, hulle het neergeval en God aanbid. So ek neem aan hulle moes leiers gewees het op hierdie aarde. Hulle wat huis toe gegaan het, wat in die hemel is. Want hier sien Johannes van Patmos hierdie gesig wat die Here vir hom gee en hy skryf dit neer. In vers 5 sê, En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En waar ons baie vrae het, sal daai vrae beantwoord word en sal ons nuwe insigte kry in God se genade, in sy regverdigheid en sy groot liefde om die mens te herstel. En wat kan ons doen vandag? Ons kan die Here elke week, wanneer ons gaan om te aanbid in die kerk, kan ons hom loof. Ons kan sing, ons kan bid, ons kan hom in ons wese loof, maar ons kan ook dwars deur die week sy naam groot maak in ons lewens. Laat ons dankbare lewens lei in geloof teenoor ons liefdevolle Skepper. Openbaring 19 vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Hierso is daar nie net 144.000 nie, maar die woord sê 'n groot menigte. En almal saam loof die Here, die menigte, die 144.000, ja, almal wat gered is. En dit sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom. Jy weet, wanneer jy wag by na die diens in die kerk, en jy gaan na die saal toe, en almal wag vir die bruid en die bruidegom om te kom. Hier gaan dit werklik wees, dit gaan groot wees. In vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Nou wat beteken hierdie blink en fyn wit linne? Dis 'n kontras met die vrou wat op die dier gery het, wat die wyn van Babylon gedrink het, die bloed van die heiliges, wat die sonde, die verkeerde, dis 'n kontras daarmee. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Ja, dit is te groot vir my verstand om dit te begryp. Maar wanneer ons dit gaan beleef
as sy geredde kinders, gaan dit 'n blydskap wees. Dit gaan 'n vreugde wees. Dit gaan 'n ervaring wees wat ons nooit sal kan vergeet nie. En nou sê, kom ons kyk net na daardie foto waar mense die Here loof in 'n kerkdiens. En party loof die Here met hulle stem, ander met hulle lyfstaal, maar hulle is dankbaar vir wat die Here gedoen het. En mag ons ook in ons aanbidding die Here loof, soos wat ons besef dat hy met liefde na ons uitsien. Openbaring 20 vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Nou wanneer gaan hierdie spesifieke vers bewaarheid word? Wat is die konteks hier? Wanneer gaan die engel daardie draak gryp? Die slang, die duiwel, Satan, hy wat Lucifer in die begin was, voor hy gesondig het, wanneer gaan hy hom bind? Met die wederkoms. Met die wederkoms. Met ander woorde, aan die begin van die 1000 jaar. Sodra God se kinders hemel toe geneem is, soos wat Paulus sê, om tegemoet in die lug, en ons 1000 jaar lank sal regeer, en die goddelose vernietig is op hierdie aarde deur die helderheid en heerlikheid van sy wederkoms, soos Tessalonisense 2 vers 8 sê, dan is hier niemand op die aarde behalwe die duiwel en sy engele nie. Nou wat gaan hulle doen? En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit. Ja, hy is nie afgrond gewerp, dit verwys na hierdie aarde. Nou wat gaan die duiwel nou doen? Hy kan niks doen nie. En daarom sê dit hier in hierdie beeldspraak, dat hy gebind is met 'n groot ketting. Nie 'n fisiese ketting nie, maar 'n feit, dat hy hier sy straf ontvang vir 1000 jaar lang toegesluit word, soos in 'n tronk. Hier op aarde gebruik ons slotte en kettings, maar hierdie is die regverdiges wat verwyder is hemel toe, wat hy nie meer kan bykom nie. Ja, vers 3 sê, en hom in die afgrond gewerp en het toegesluit en bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, tot die 1000 jaar voleindig is nie. Dan kry hy weer 'n kans. Die tweede opstanding vind dan plaas. En die volgende woord is daarna. Waarna? Na die 1000 jaar. Moet hy dan vir 'n kort tydjie ontbind word. Nou jy kan net vir Satan uit hierdie gevangenis op die aarde ontbind as hy weer werk het. As hy weer mense het om te verlei. Nou die heiliges is in die hemel. Maar nou daal die nuwe Jerusalem neer na hierdie aarde. Die tweede opstanding vind plaas. Soos Openbaring sê, die ander dode, met ander woorde die goddelose, het nie opgestaan nie. Hulle gaan eers met die tweede opstanding opstaan, en nou staan hulle op. Nou is al die goddelose daar. Ek sien vir Nero, ek sien vir Napoleon, ek sien vir Hitler, ek sien vir al die leiers van die leers wat bloedvergieting op hierdie aarde veroorsaak het, wat God nie geken het nie. En wat sê vers 4? En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus, die 1000 jaar lank.
En dan eers na daardie 1000 jaar gaan die Satan ontbind word vir 'n kort rukkie. Ons sien uit na hierdie gebeure. En terwyl ons hierdie boek van Openbaring lees, wat nie 'n geslote boek is nie, dis 'n oop boek, wanneer ons hierdie simbole verstaan en begryp hoe dit geskryf is, en nie ons eie uitleg daaraan gee nie, maar die Bybelse uitleg daaraan gee, dan gaan ons opkyk en ons gaan die wolke sien, soos hier in ons gebedsfoto, en daar met die wolke gaan ons sien hoe Jesus deurbreek deur die hemele en kom om ons huis toe te neem. Kom ons sluit af met gebed. Baie dankie Here vir hierdie woorde van bemoediging, alhoewel die Satan kom chaos saai het op hierdie aarde, is daar hoop. In geloof hou ons vas aan u woord en u beloftes van u wederkoms. Amen.